Goeiedag julle, welkom by Wiskunde Maklik Verstaan. In hierdie videoetjie gaan ons aan met breuke. In die vorige video het ek vir julle gewys wat is soorte breuke en die verskille tussen breuke en hoe om een breuk te verander na 'n ander ene. In hierdie enetjie gaan ons werk met rasionele breuke en rasionele getalle is breuke. Nou, julle onthou nog dat 'n rasionele getal is 'n getal waar jy hom in 'n breukvorm kan skryf waar jou teller en jou noemer albei heel getalle is. Goed, hy het 'n stoppunt en hy gaan nie antwoord vir ewe nie en jy kan hom as 'n gewone breuk skryf. So dis rasionele getalle. Jy gaan hom as 'n gewone breuk kan skryf waar my teller kleiner is as my noemer. In hierdie les julle gaan julle verstaan die definisie van rasionele getalle. So ons gaan weer kyk daarna. Julle gaan ook 'n gewone breuk kan verander in 'n onegte breuk. Ek gaan dit weer 'n bietjie hersien. Dan gaan julle vereenvoudig met breuke waar julle gaan optel, aftrek, vermenigvuldig en deel met rasionale getalle wat ook breuke is. As ons weer gaan kyk na die definisie van rasionele getalle is, soos wat ek vir julle gesê het, dis getalle wat as 'n breuk geskryf kan word in 'n teller en in 'n noemer, waar my teller 'n heel getal is, my noemer 'n heel getal, maar my heel getal, my noemer, die onderste een mag nooit 'n 0 wees nie. Onthou wat ek julle al vroeër gesê het, dat 'n 0, as hy onder staan met die noemer gedeel, hy het nie bene waarop hy kan staan nie, so dit kan nie, dit kan nie gebeur nie, nou. Dan sluit dit in alle breuke waar die noemer en teller heel getalle is, maar die noemer is nie 'n 0 nie. Ons leer dit weer, nou. Hy het 'n stoppunt, so hy stop, en dan hy is repeterend. Dit beteken, soos in hierdie geval, 0,171717 repeteer die 1 en die 7. En as ons hom wil skryf, dan gaan ons 'n kolletjie bo die 1 en 'n kolletjie bo die 7 skryf om te sê hy is repeterend. Goed, ons het ook gesê 'n breuk bestaan uit 'n teller en 'n noemer. As ons rasionele se versameling gaan skryf, dan is dit A, wat my teller is almal heel getalle. Dit beteken, hy is of 'n positiewe of 'n negatiewe heel getal, so hy is of links van 0 of hy is regs van 0. Dan B, wat my noemer is ook 'n positiewe of 'n negatiewe heel getal. Dit beteken 'n getal wat links van 0 lê of regs van 0 lê, maar my noemer mag nie 'n 0 wees nie. So B mag nie 'n 0 wees nie. Ek het ook vir julle al gewys dat die getal 3 is 'n heel getal, maar die getal 3 is ook 'n natuurlike getal wat van 1 af begin, 'n telgetal wat van die getalle 0 af begin, al my positiewe heelgetalle. Hy is 'n heelgetal. Dit beteken links van die 0 of regs van die 0 en hy's 'n rasionele getal. Maar wat ek ook vir julle gesê het al, is dat 3 kan as 'n breuk geskryf word. Hoekom sê ek so? Want jy kan hom as 3 op 1 skryf. Sien julle, 3 op 1 beteken, dit is 'n breuk. Goed. As ons nou weer gaan hersien hoe om 'n gemengde breuk na 'n onegte breuk toe te verander, beteken dit jy vat die heelgetal en jy maal hom met jou noemer en jy plus dan jou teller. Onthou wat ek al vir julle gesê het, so dis 11 maal 9, so dis my heelgetal, maal met my noemer, plus my teller en dan kry ek my nuwe teller wat op die ou end 103 op 9 is. Onthou julle, 'n onegte breuk is altyd my teller is groter as my noemer. 'n gemengde breuk beteken ek het 'n heelgetal saam met 'n breuk. Nou kry mens, waar jy 'n onegte breuk, dit beteken waar my teller groter is my noemer, moet ek nou gaan verander na 'n gemengde breuk. Ok, want jy los hom altyd in sy eenvoudigste vorm. So julle, wanneer ons optel en aftrek en maal en deel met breuke, gaan julle sien jy moet hom altyd in sy eenvoudigste vorm. Jy kan hom nie vir my as 16 op 9 los nie. Dis nie sy eenvoudigste vorm nie. Jy moet hom vir my gaan verander na 'n gemengde breuk. Ok. En in 'n geval, hoe jy dit doen, is jy sê my teller gedeel deur my noemer, wat dan op die ou end vir my een hele groepie gaan gee van 9, maar daar bly 7 oor. So daar bly 7 van die 9, om 'n volle groepie te maak, kort ek nog 3, né? So in hierdie geval, is dan 1 en 7 op 9. Ok, so, onthou hierdie, as jy vergeet het, gaan kyk asseblief die vorige video, wat ek gedeel het met soorte breuke, sodat jy weer dit kan hersien. As ons nou gaan, om te gaan vereenvoudig met breuke. Julle sien hierso, hierdie leer ek jou, jy mag nie jou calculator gebruik nie. Ok, glad nie geen sakrekenaars nie. So ons moet nou gaan faktoriseer. As ons 12 op 78 moet gaan faktoriseer, hoe gaan doen ons dit eers? Julle, ons gaan eers en ons gaan soek die produk van
priemfaktore. So ons gaan soek 12 en 78 se produk van hulle priemfaktore. Wat het ek nou al vir julle geleer? Jy gaan doen die leertjie metode. So 12 sinne is 2, 2 en 3. So 2 maal 2 maal 3. En 78 sinne is 2 maal 3 maal 13. So jy gaan skryf hom dan as die produk van sy priemgetalle. Sy priemfaktore, hier het ek geskryf, is 2 maal 2 maal 3, dit is 12 sinne, en 78 sinne is 2 maal 3 maal 13. Nou gaan jy gaan deel wat jy gemeenskaplik kan uitdeel. So, in hierdie geval kan ek die 2's uitdeel, sien jy dit? Ek kan ook die 3's gaan uitdeel, so julle, wat bly oor? Daar bly 2 op 13 oor. Lyk dit veel of hy in sy eenvoudigste vorm is? Yes. Jy kan hom nie nou nog meer gaan vereenvoudig nie. So, 12 op 78, as jy hom gaan faktoriseer, as jy hom met sy eenvoudigste vorm gaan skryf, is dit 2 op 13. As ons gaan optel en aftrek julle met rasionele getalle, dan beteken dit, jy bereken die volgende deur te vereenvoudig. Ons het nou 2 op 3 minus 3 op 4. Jou eerste stap is, jy gaan kry die noemers se KGV. Wat het ek julle geleer om die KGV te gaan kry? Jy gaan gekry die getalle se veelvoude, en dan kry jy die kleinste gemeene veelvoud. So die kleinste ene, die kleinste getal waarin albei van hierdie twee kan indeel sonder dat daar 'n res is. So kom ons kry die veelvoude van 3 is 3, 6, 9, 12 en hulle gaan nog aan. 4 se veelvoude is 4, 8, 12 en hulle gaan nog aan. Maar die kleinste enetjie julle, waarin hulle albei gaan indeel sonder dat daar res is 12. So my KGV vir 3 en 4 is 12. Goed, so wat jy nou gaan doen is, jy gaan maal nou die getal wat jy met die noemer gemaal het, met die teller ook. Wat jy onder doen, moet jy bo doen. So, ek het nou onder, het ek nou 12, jy het nou gesien dit, 3 maal 4 en 4 maal 3 gee vir my 12. So, toe het ek nou 12 gaan skryf. Nou wat ek doen is, ek gaan maal, dit wat ek nou mee onder gemaal het, gaan maal ek bo mee. So 2 maal 4 kry ek nou 8 julle, en 3 maal 3 kry ek nou 9. Maar hierdie is 'n minussom, So wat sê hy vir my? Ek moet die 8 van die 9, of die 9 van die 8 aftrek, wat vir my nou minus 1 gaan gee. Hier kan ek hom ook nie gaan meer vereenvoudig nie, so hy bly minus 1 op 12. So onthou julle, wanneer jy by optel en aftrek van rasionele getalle is, gaan jy altyd en jy gaan soek jou KGV. Jy kry jou KGV deur beide getalle se veelvoude te gaan kry en die kleinste enetjie wat hulle albei kan indeel, die kleinste veelvoud van hulle, die kleinste maal ene van hulle. Onthou, hierdie is die maaltafels van 3, hierdie is die maaltafels van 4. So die kleinste enetjie waarin hulle albei kan indeel, is dan my KGV. Jy gaan dan, en hy kom onder die lyn, daar het julle gesien, ek het hom onder die lyn geskryf, maar dit wil ek onder gedoen, moet ek bo doen. So om 3 na 12 toe te kon gaan verander het kom met 4 gemaal, so ek moet die 2 wat bo is, moet ek ook met 4 gaan maal. Sien julle ek dit wat ek gedoen het? Dan, die 4 wat onder gestaan het, het ek met 3 gemaal om 12 te kry. Sien julle? Daarom moet ek die 3 wat bo is ook nou met 'n, in daai geval gaan maal ek om met 'n 3, Want ek het gesê 4 maal 3 gee vir my 12, 3 maal 3 gee ook vir my 12. Verstaan julle hoe ek daarby uitgekom het? Dan het ek gesê, onthou, hierdie is 'n minussom, so die minus kom in die middel. 8 minus 9 gee vir my minus 1. Op 12. Onthou julle, ek het by minus 1 uitgekom, want ek werk met die getallelyn dan daar, En as ek op positief 8 staan, dan moet ek links beweeg van my getallelyn af, links van 0, en dan gaan ek op die ou end by minus 1 uitkom. So dis hoe ek by minus 1 op 12 gekom het. Goed, ek kan hom nie verder gaan vereenvoudig nie, so jy los hom dan net so. Die volgende ene waarna ons gaan kyk, is vereenvoudig die volgende deur elke saamgestelde getal in die produk van sy priemfaktore skryf. Wat kan julle nog onthou van wat is saamgestelde getalle? As jy nie seker is nie julle, ek het 'n video opgelaai wat gaan oor faktore, priemgetalle, priemfaktore, saamgestelde priemfaktore. Gaan kyk daai video om seker te maak jy verstaan wat is saamgestelde getalle. Nou saamgestelde getalle julle is waar ek meer as 3 faktore het vir 'n gegewe getal. As ons gaan kyk na die getal 5. 5 het slegs 2. 18 het 2, 3 en 4. 9 het 3 en 3.
Hulle sê ek moet dit in die produk van sy priemfaktore gaan skryf. Nou 5 julle, is nie eers hier nie, sien julle? Want 5 het net hy en homself. Ok, so ek gaan hom skryf, so daar is 5 dan nou geskryf. As ek die ander gaan skryf, daar is 18, né? So 18 sinne, julle is 2 mal 3 mal 3, daar is hy 2 mal 3 mal 3, sien julle dit? Dan 9 sin, daar is 9 sinne, is 3 mal 3, so ek gaan kry my priemgetalle van hom, né? My priemfaktore. En dan 25 is 5 mal 5, is 5 mal 5. Ok, so, nou kan ek gaan, wat sien julle kan ek nou weer doen? Ek kan weer gaan uitkanselleer. So dit wat ek kan uitkanselleer wat bo is en onder is, kan ek gaan uitkanselleer. Kom ons kyk, ek kan daar die 5 en die 5, sien julle? Hier kan ek die 3, of nee, wacht, 5, daar bly enetjie oor, nou, dis hoekom daar enetjie opgespring het, want as ek 5 gedeel deur 5, dan kry ek enetjie. Dan 3 gedeel deur 3, hoeveel bly oor? Daar bly ook 'n enetjie oor, na. En dan 3 gedeel deur 3, daar julle bly ook 'n enetjie oor. Sien julle dit? Nou moet ons gaan, dit wat bo is, moet ons met mekaar maal en dit wat onder is mekaar maak, want dis wat 'n maalsom is. 'n maal, wanneer ons met breuke werk met maal, dan maal jy dit wat bo is, maal jy met mekaar en dit wat onder is, maal jy met mekaar. Hierdie manier wat ons julle hier leer is om dit sonder 'n sakrekenaar te doen. En ook so, dit dan makliker te kan uitwerk. Goed, kom ons kyk, gebo bly 1 mal 1 mal 1. Nou 1 mal 1 mal 1 is 1. En hieronder bly 2 mal 5 oor. Sien julle, so 2 mal 5. As ek hom nou verder gaan vereenvoudig, dan kry ek 1 op 10. Julle, hierdie is sy eenvoudigste vorm. Ek kan nie verder gaan vereenvoudig nie. Ok, so hom los jy net so. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na 'n deling. Die vermenigvuldiging het julle nou gesien, dit wat ons kry sy priemfaktore in hierdie geval, ons skryf hom in die produk van sy priemfaktore neer, ons deel uit, ons kan deel uit soos wat ons kan uitdeel, en dan gaan ons en ons skryf hom in sy eenvoudigste vorm, na. Goed, as dit by deling is, kom ons kyk gou. Die eerste plek is, jy kan nie 'n deelsom wat in breuke is net gaan uitwerk nie. Jy moet hom eers gaan verander na 'n maalsom toe. En hoe doen jy dit? Jy sal sien hierso, die eerste enetjie bly dieselfde. Die eerste breek 5 op 18, 5 op 18 bly dieselfde. Maar toe het ek gegaan en ek het die deel gaan verander na 'n maal toe. Sien julle dit? Nou gaan jy en jy ruil daarin om. So jy ruil jou teller en jou noemer om. Wat dan vir my 9 op 25 gaan gee. Sien julle wat ek doen? So sodra jy 'n deelsom in breekvorm gaan verander na 'n maalsom toe. Jou tweede breek julle se ruil om. So jou teller gaan dan onder wees en jou noemer gaan dan bo wees, soos in hierdie geval. Sien julle? Nou kan jy gaan en soos in die vorige video of die vorige slide wat ek vir julle gewys het, gaan jy en jy gaan verander hom in sy priemfaktore. Mooi, die enetjie wat dit onthou, pragtig julle. So 25 sinne is 5 mal 5, 18 sinne is 2 mal 3 mal 3, 9 sinne is 3 mal 3. Ok, kom ons gaan skryf hulle gou neer. 5 kan jy nie gaan nie, dis net hy en homself. So jy los hom 5. Nou gaan jy weer, soos ons nie voor die gemaak het, en jy gaan kanselleer uit. 5 gedeel deur 5 gee vir my 1. 3 gedeel deur 3 gee vir my 1. Dan weer 3 gedeel deur 3 gee vir my 1, goed, 1 maal 1 maal 1, gee vir my 1, en daar bly 2 maal 5 onder oor. Weereens, wat is my antwoord die? 1 op 10. Julle, dis 'n eenvoudigste vorm wat ek gesê het, jy kan hom nie nog gaan vereenvoudig nie, jy kan hom nie nog kleiner maak nie, dis eenvoudig, so jy los hom net so. Ok, gaan kyk mooi, onthou asseblief julle met breuke, met rasionele getalle, wanneer jy 'n deelsom doen, dan kan jy nie hom net gaan uitwerk so nie. Jy moet hom verander, jy moet 'n deelsom breek, moet jy verander na 'n maalsom toe. En wat doen jy? Jy verander die deel na 'n maal toe en jou tweede breek verander, hy ruil om. So jou teller gaan dan onder wees en jou noemer gaan dan bo wees in hierdie geval. Ok, dan gaan kry jy sy priemfaktore, wat jy in die produk van sy priemfaktore gaan skryf, soos hierso, en jy kanselleer uit dit wat jy kan uitkanselleer, en jy gaan werk hom dan finaal uit. Goed. Alright julle, ons is nou klaar met rasionele getalle. Ek wil hê as jy enigiets vir jou onduidelik is in hierdie video, gaan kyk hom asseblief weer. Maak weer vir jou notas, gaan probeer hulle stop die video by elkeen by die optel,
die aftrek, die maal en deel, stop die video. As jy nog steeds sukkel om hulle herlei van 'n gewone breek na 'n desimale of 'n gemengde breek, na 'n onegte breek, gaan kyk my soorte breuke video en raak sommer boffins in wiskunde. Julle moet 'n awesome dag hê, maar ek wil ook asseblief vra, like hierdie video, subscribe ook aan my YouTube kanaal, Siblivo Tutoring, sodat jy gereeld al die nuwe video's kan kry. Julle moet 'n awesome dag hê. Totsiens.